Goeiemôre geliefdes in die Here Jesus Christus. Ek groet julle vanoggend ook in sy wonderlike naam. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend, waarvan ons tema is, die klippe sal dit uitskreeu. Mag die Here sy geleesde woord ook aan ons elkeen ryklik seën. Ons gaan net een teksvers saam lees uit Lukas 19 vers 40. En terwyl die woord van die Here so voor ons oop is, kom ons buig ons hoofde in gebed en vra dat die Here dit vir ons sal seën. Here Jesus, vanmôre wil ons U loof en prys vir U goedheid en U guns, vir U genade, vir U daaglikse sorg. Ons kan nie sonder U leef nie, Here. U is ons alles. U is ons begin en U is ons einde. Here, ons vra dat U vanoggend dan ook hier by ons teenwoordig sal wees en vir ons harte warm sal maak met U teenwoordigheid as U met ons praat oor die kosbarehede van U woord. Seën elkeen wat die hoorder is van hierdie woord, Here. Heilige Gees van God, U wat ook die naprediker is van hierdie woord. Ons bid dat U hierdie woord ook sal uitstuur na elkeen wat nodig het om hierdie woorde te hoor. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Lukas 19 vers 40 sê vir ons die volgende, en hy antwoord en sê vir hulle, dit is Jesus, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe dit uitroep. Tot sover die woord van die Here. Liewe vriende, ek vrek mos oor 'n mooi klip. Enige klip. As ek in die Bosveld is, op by die see is of op 'n plaas is, dan kyk ek altyd uit vir klippe en stokke en allerlei dinge wat ek kan gebruik om my hobby wat ek het, en dit is om lampies mee te maak. Nou ander mense gebruik klippe, duursame klippe soos goud en platinum en diamante en steenkool om geld daaruit te maak. Vir my is dit net om te kyk na die ongelooflike vorm en die struktuur van hierdie klippe en wat ek daarmee kan maak om 'n mooi lampie te bou. En vanmôre wil ek vir julle sê, baie mense sê klippe is dood, maar die Bybel sê vir ons, klippe is nie dood nie, maar is lewendig en hulle praat met ons. So kom ons kyk 'n bietjie vandag uit die woord van die Here uit. Hoe praat die klippe met ons? Hoe skree hulle die boodskap uit? Heel in die begin van die Bybel in Genesis word daar vir ons gesê dat God het geskep. In die begin, toe daar nog geen tyd was nie, toe daar nog geen skepping was nie, was God gewees. En God was in daardie perfekte familieverhouding van Vader, Seun en Heilige Gees. En die Bybel sê vir ons, in die begin het God geskep. Maar God het niks gehad om mee te skep nie, behalwe homself. En op daardie perfekte oomblik van geen tyd, het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Want in die begin het God geskep. En God het sy hand uitgestrek in die uithoeke van niks. En God het niks uitgegooi na nêrens. En niks het iets geword. Want in die begin het God geskep. En God het elke klip geskep wat op hierdie aarde is, met sy eie hande, met sy eie stem, sy eie woord, het hy die klippe geskep.
En van die begin van tyd sien ons dat die mens besig is met klippe en dat hierdie klippe uitroep na die glorie en die heerlikheid van God. Ons sien byvoorbeeld in Genesis 8, of heel in die begin van die Bybel, hoe die eerste twee seuns van Adam en Eva, Kain en Abel, altare gebou het, en op daardie altare het hulle offers gebring aan die lewende God. En ons sien dat God het Abel se offer aanvaar, maar Kain se offer het hy nie aanvaar nie. En daar sien ons vir die eerste keer hoe 'n mens met 'n klip doodgekap is. Kain het vir Abel doodgemaak uit jaloesie uit. Ons sien dat in Genesis 8 vers 20, na die sonvloed, nadat God die aarde verwoes het met water, het Noag 'n kliptafel, 'n altaar opgerig, om te wys dat daar 'n ontmoeting is met God. En alhoewel God nie herinner te word aan enigiets nie, rig mense klipaltare op om hulle self te herinner aan iets wat God vir hulle gedoen het, om na die vloed op droë grond uit te stap. Mense rig hierdie klipaltare op, ons lees daar in vers 21, om God, of om die mens te herinner aan God se beloftes. En daar waar die Here gesê het, ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie, alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is. En so rig die mens dan ook altare op en klippe op wat uitroep. Abraham in Genesis 12 vers 7 rig 'n altaar op waar hy verbond sluit met God. En waar God 'n verbond sluit met die mens. En God vir die mens, Abraham sê, ek sal vir jou 'n nageslag gee soos die sand van die see en die sterre van die hemel. Aan jou sal ek 'n nageslag, of aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, sê die Here God vir Abraham. En Abraham rig 'n altaar op as 'n teken van hierdie ontmoeting, van hierdie belofte van God, sodat dit mense herinner dat God is teenwoordig by ons. God maak 'n bemoeienis met die mens. Ons sien in Genesis 35 vers 1 waar Jakob dan ook 'n altaar oprig toe die Here hom die opdrag gegee het om te trek na Bethel toe. En hierdie klippe skree uit op die teenwoordigheid en die trou van die Here God in tye van donkerte. Ons sien ook daar by Bethel, toe Jakob met sy kop op 'n klip gaan lê, toe sien hy hierdie visioen van die engele wat op en af klim van die hemel na die aarde en die aarde na die hemel. Wat vir ons die boodskap gee van God wat vanuit die hemel uit sy trou aan die mens bewys. En so roep en skree die klippe uit as 'n getuienis van wie God is. In Micha 6 vers 1 en 2 word vir ons gesê, die berge en die heuwels roep as getuienis teen die volk van wat die Here vir hulle gedoen het. En hier in Josua 24 vers 14 tot 15 sien ons ook uit dat die Here vir ons sê, maar as dit verkeerd is in julle oë, en Josua sê dit hier vir die volk, hy roep die volk as ware op om 'n keuse vandag te maak, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
En so rig Josua dan 'n klip op. En hy roep die mense uit om 'n klip op te rig buitekant hulle huise wat sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons lees ook in Lukas 19 vers 37 tot 40 hierdie aangrypende getuienis van Jesus se intog in Jerusalem op 'n donkie op Palmsondag, waar daar 'n groot klop mense is wat Jesus se goddelike heerlikheid besing. Hosanna, Hosanna Baruch haba Bishem Adonai birachnuhem, Hibet Adonai Hadura Adonai, Kitov Kilei Alam Chasdof, Hosanna lebendewin. Geseënd is hy wat kom uit die hemele. Geseënd is hy wat kom uit die hoogte uit. Hy is die Messias. Hy is die seun van Dawid. En dan hoor ons hoe die Fariseërs vir Jesus beveel om sy volgelinge stil te maak en Jesus se woorde dan aan hierdie Fariseërs as hy vir hulle sê, as die mense stil bly, dan sal die klippe dit uitroep dat hy die gestuurde is van God. Geliefdes, Jesus is die rots waarop ek en jy ons huise bou. Psalm 127 sê vir ons, as God die huis nie bou nie, dan is dit te vergeefs. En wanneer 'n huis op die rots gebou word, dan hou dit vir ewig, sê die Nuwe Testament vir ons in daardie baie bekende gelykenis. Ook vir Petrus sê die Here, jy is die rots op wie ek my kerk bou. En dan in Daniël lees ons ook van hierdie visioen, hierdie droom van Nebukadneser, van hierdie koninkryke, en dan die rots wat afbreek van die berg af, en wat hierdie beeld verpletter. Wys dit ook heen vir ons dat Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood uit, wat die dood oorwin het en die mens van sonde kom bevry het, eendag weer terug sal kom, om as koning te regeer op die aarde en elke koninkryk sal vernietig wat opgerig word deur die mens. Markus 2 vers 10 sê vir ons, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Jesus is hierdie klip wat God se eer uitroep. In 1 Petrus 2 vers 6 tot 8 word dit bevestig wat sê, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip wat uitverkies is vir 'n ereplek. En wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo deel in hierdie eer, maar die wat nie glo nie, vir hulle sal die woorde waar word. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En maak nie saak hoe ek en jy leef op hierdie aarde nie. My liewe broer en suster, daar kom 'n tyd waar jy oor hierdie klip Jesus Christus sal struikel en teen die rots Jesus Christus sal stamp. En hulle struikel omdat hulle nie aan die woord van God gehoorsaam is nie. En die Here het dit ook so bestem dat elke mens deur Jesus Christus aangeraak sal word. Want die woord van die Here sê nie verniet nie, elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus die Here is. God sal hom bekend maak aan mense, die klippe sal dit uitskreeu. En Jesus se versoeking reg aan die begin van Matteus 4 met die duiwel, sê die duiwel vir die Satan vir Jesus, hy sê,
sê vir hierdie klippe om brood te word. En dan sê Jesus die volgende woorde: die mens kan nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. As ons stil word en luister en stil bly, dan hoor ons die klippe uit die woord van die Here uitroep, uitskreeu die heerlikheid van die almagtige God wat ons aanbid. Want God het elke klip op hierdie aarde gebou met sy eie hande, gevorm met sy eie hande vir die mens as 'n getuienis. Matteus 3 vers 9 sê die Here, God kan selfs kinders vir Abraham verwek uit klippe uit. Prediker 3 vers 5 kom die Here en hy sê vir ons deur die prediker, hy sê daar is 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. En die vraag wat vanmôre na die mens toe kom is, gooi ons Satan se leuns met klippe of God se waarheid na mense? Daar is eendag vir 'n pastoor gesê na die diens deur een van die lidmate, en hy sê, pastoor, jy het vanmôre lekker met die klippe gegooi. En toe kyk die pastoor hom so aan en hy sê, broer, hoekom sit jy dan daar waar die klippe val? Ons sien dat mense klippe optel om te gooi as wapens na ander mense. God bou deur die eeue sy waarheid met klippe. Ons sien hoe baie van die profete van die Here met klippe doodgegooi is. Met klippe doodgekap is. In Handelinge 6 vers 8 tot 15 en 7 vers 1 tot 60 lees ons van die eerste martelaar, Stefanus, wat gestenig word. En net voordat hy sterwe, toe kyk hy op en hy sien, en hy sê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens staan langs die regterhand van sy Vader. God staan op vir ons en die klippe skreeu dit uit dat God staan op. Dit gaan nie oor Stefanus se dood nie, maar dit gaan oor Jesus Christus wat nie sit langs die troon van sy Vader nie, maar hy staan langs die troon van sy Vader en sê, kyk my kind, getuig van my. Hy getuig van my verlossing. Hy getuig van die waarheid van God se woord. In Johannes 8, met die gelykenis van die owerspelige vrou, kom die Fariseërs en hulle sê vir Jesus, op grond van Levitikus 20 vers 10, sê die wet van Moses, dat ons mag hierdie vrou met klippe doodgooi. Ons mag haar stenig op grond van haar sondes. En ons sien dat Jesus het afgebuk na die grond en hy het opgekyk na hulle en gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En toe kyk Jesus weer af na die grond en hy skryf met sy vinger in die sand, wat ook klippe is, klein klippies is. En Jesus skryf iets daar, en tot vandag toe besin die mense nog, wat het Jesus daar geskrywe? Want toe Jesus weer opkyk, en hy sien dat daar niemand is meer wat klippe wil gooi nie, almal het hulle klippe neergegooi, en hy sê toe vir hierdie vrou, waar is jou aanklaers? Kyk, ek veroordeel jou ook nie. En ek is seker daarvan, dat Jesus soos baie mense, wanneer hulle daar by die see kom, op die strand kom, dan teken hulle hartjies, en hulle teken daar, ek is lief vir jou. Ek dink Jesus het ook 'n hartjie geteken daar, op die sand vir hierdie vrou, om te sê, my kind, ek veroordeel jou nie, ek het jou lief, en ek sal dit in die grond inskryf, in die klippe inskryf,
Ek het jou genadiglik lief. Ek vergewe jou. So het Jesus ook vir my en jou lief en roep die klippe uit wat Jesus skrywe. Ek het jou lief. In die Ou Testament lees ons in Eksodus 20 van 2 klippe waarop God self met sy eie vinger die 10 gebooie neergeskryf het. Die wet van God wat veroordeel. Die wet van God wat deur die eeue vir ons sê hoe ons as kinders moet lewe. Maar in die Nuwe Testament dan lees ons van nog 'n klompie klippe. En die eerste klip wat ons sien as ons opstap daar na Golgotha, dan sien ons die klip, die plek van die kopbeen. Maar wanneer ons hoër kyk, sien ons die kruis van Jesus Christus. En wanneer ons na die kruis van Jesus Christus kyk, dan sien ons die seun van God self op daardie klip op Golgotha, wat wys hoe die seun van God die heerlikheid van God aan ons bevestig, van hoe hy ons sondes wegneem en hoe daardie klip uitskreeu die liefde wat God vir elke mens op hierdie aarde het wat hom aanneem as verlosser. En ons sien toe Jesus Christus sy laaste asem uitblaas en begrawe is, dan is dit as ware simbolies dat die klip voor die graf is toegerol vir 3 dae. En dan kom hierdie 3 vroue die môre en hulle sien dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Die klip het weggerol. Hierdie ronde klip as ware sing tot eer van Jesus Christus, wat vir ons opgestaan het uit die dood uit. Die dood het hom nie oorwin nie. Die magtige kake van die doderyk kon hom nie insluk nie. Ons leef nie meer onder die wet nie, maar die klippe skreeu dit uit, dat ons leef uit genade en ons leef uit die bloed van die lam. Daar is nog klippe wat bewys die almag van die Here. En vandag roep hierdie klippe van die argeologie dit uit en bevestig hulle dat die woord van God waar is. Meer as 2000 jaar sien ons nou dat wanneer hierdie opgrawings deur die argeoloog gedoen is, dan bevestig hulle dat die woord van God is waar. Geliefdes, ek wil vanmôre 'n oproep aan my en jou doen. Aan Josua 24 vers 14 en 15. En ek wil hê jy moet vanmôre na hierdie preek uitgaan buitekant toe, in jou tuin, en vir jou 'n klip gaan kry. 'n Klip wat God gemaak het gaan optel. 'n Mooi klip wat jy kan skrob en hom skoon maak. En dan skryf jy met verf of met jy kan enigiets doen om hierdie teksvers Josua 24 vers 14 en 15 op te grafeer daar. Daarin, dit is nie dat ons die klip aanbid nie, maar dit is dat ons die keuse van môre gaan maak om te sê, Here, ek maak 'n keuse oor wie ek wil dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan sit jy daardie klip op 'n baie prominente plek naby jou voordeur. En dan wag jy. En dan sien jy sien die eerste persoon wat daar inkom in jou huis in, gaan vir jou vra oor daardie klip. Want hierdie klip skreeu dit uit, hierdie klip roep dit uit. En hy sal vir jou vra, wat beteken daardie klip? En dan sal jy sê, ek het my keuse gemaak, ek en my huis,
ons sal die Here dien. En elke keer wat jy uitstap en daardie klip sien, dan bevestig dit opnuut weer jou keuse voor die Here en herinner dit jou aan die teenwoordigheid van die Here. Dan sê jy die klip roep God se glorie uit. Die klip roep uit dat Jesus is my rots. My huis is op rots gebou. God is ewig en onwankelbaar. En hierdie klip roep uit en sê vir die mense dat selfs al bewe ek en al bewe die aarde om my, hierdie klip, God, hierdie rots op wie my huis gebou is, sal nooit bewe nie. Jesus is ons bergvesting. God is sterk en getrou. Hierdie klip roep uit, nooit sal hy my los, wat duur gekoop is, as sy eiendom op die aarde nie. Nooit staan ek op my eie nie. Hierdie klip roep uit, Christus is my fondament en my hoeksteen. En al kom die stormwinde aangeskreeu op my, dan sal hierdie klip harder uitroep. Dat God sal nooit toelaat dat ek van koers afwaai nie. Liewe vriende, geen krisis sal ons geloofhuis laat instort wanneer ons op die ewige rots ons huis bou nie. Ons lewe bo op die ewige, onwankelbare beloftes van die Here. En dit is my boodskap vanmôre. Die klippe sal dit uitskreeu. God se woord bevestig dit aan elkeen van ons. Kom ons maak die keuse vanmôre om ons huis volkome op die beloftes en die waarhede van God se woord te bou. In Jesus naam, amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre kon luister na u kosbare woord, waar die klippe oor van die begin van die skepping uitroep, tot en met die einde, wanneer u dan ook hierdie ewige huis op 12 klippe sal bou, edelgesteente sal bou, waarin ons sal woon. Die klippe sal dit uitroep wie Jesus Christus werklik is, wie God werklik is, dat u die enigste ware God is, wat aanbid kan word. En daarom buig ons knieë vanmôre voor u, en bely ons dat u die Here is, die Seun van die lewende God, wat vir ons gesterf het, en ons opgestaan het voor, en wat ons kom red het. Seën ons met hierdie woord, Vader, en dat ons ook saam met die klippe sal uitroep, die boodskap van heil en van redding en verlossing. In Jesus naam, amen. As hy mag die genade van God ons Vader, en die liefde van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, en die Heilige Gees by ons teenwoordig wees, totdat die Here vir ons kom haal. Baie seën vir julle vir hierdie week, en dankie dat julle geluister het.